retoureux. Op 'n mooi lentedag het Tannie Dete teen die berg opgeklim en Heidi teen Alm se sin saam met haar geneem. Sy wou Heidi Frankfurt toe neem, waar sy in meneer Zeseman, 'n ryk handelaar se huis sou gaan bly, as speelmaat vir die verlamde dogtertjie Clara. Heidi het niks van hierdie plan geweet nie. Sy het gedink Frankfurt lê iewers in die omgewing en sy was oortuig daarvan dat sy nog betyds vir aandete weer by die huis sou wees. Is dit nou Frankfurt? Wag hier, Heidi. Ek moet iets gaan koop. Is dit witbroodjies, Tannie? Dis vir jou om te eet. Dankie. Maar waar is die broodjies? Nee, hier is nie broodjies nie. Ag, Toe kom nou. nee, ek wil huis toe gaan. Oupa het altyd gesê ek moet by die huis wees voor dit donker word en dit is al amper donker. En ek sê jy kom saam. Wanneer is ons dan in Frankfurt? Is dit nog baie ver? My voet is al seer. Dis nog ver, ons is nou maar eers in Meienveld. Is ons in Meienveld? Ja. Tannie het vir my gejok. Tannie het my beloof dat ek vanaand weer by die huis kan wees. Hy het ek regtig so gesê. Ja, Tannie het so gesê. Nee, het ek seker maar so gesê. Ek het 'n fout gemaak, Heidi. Moet nou nie kompot gaan staan nie. Maar ek het ook gesê Frankfurt is 'n mooi stad waarvan jy sal hou en dit is die waarheid. Ek wil huis toe gaan. Ek wil Heidi, nee, bly hierso. Kyk eens hoe my geduld met jou raak darm nou so stadig gaan op voor gedra vir jou. Ons gaan op 'n trein klim na Frankfurt toe en Heidi! Meienveld. Dis ons trein daai, Heidi, sien jy? Ons moet nou gou maak. Kom. Nee, ek gaan nie saam op die trein nie. Ag, hou tog op. Moet nou nie so te kere gaan nie. Op met skop. Ry maar. Los my! Oupa wag vir my. Ek wil huis toe gaan. Al die mense dink. Gedra jou tog. Ek gee nie om nie. Los my. Ek wil Heidi!
Ek kan baie goed begryp dat jy nou hartseer is. Maar ek kan vir jou verduidelik waarom ek dit gedoen het en miskien sê jy dan beter verstaan. Ek wil hê dat jy gelukkig moet wees. Heidi? Ek het vir jou 'n kaasbroodjie ingepak. Jy moet seker honger wees. Toe, dis lekker. Heidi, jy moet eet. Die treinreis is nog lank. En as ek 'n paar dae in Frankfurt bly en ek hou nie daarvan nie, mag ek weer teruggaan. As jy regtig nie daarvan hou nie. Het Tannie daarmee waarheid gepraat toe Tannie gesê het daar's wit broodjies vir Pieter se ouma in Frankfurt? O ja, natuurlik. Daar waar ek jou heen is daar elke môre wit broodjies vir ontbyt. Wil jy nie nou maar die broodjie eet nie? Nee? Miskien is dit glad nie so sleg in Frankfurt soos wat jy dink nie. Miskien hou jy nog selfs daarvan. Jy sien jou eie kamer hê, jy sal elke dag saam met Clara kan leer. Weer lees. Ja, en somme maak en skryf en somme nog baie ander goed ook. En julle sal julle eie onderwyser hê en hy sal vir julle alles leer wat julle moet weet. Ek weet nie of ons haar ooit weer gaan sien nie, Brigitte. Miskien kom sy nooit weer terug nie. Ek wens ek kon sê wat gaan gebeur, ouma. Sien hoe lyk sy gesig, mens. Snaaks wie, ek kry die ou kerel eintlik 'n bietjie jammer. Ek kan dit nie help nie, ek ook. Ek hoop nie ons het hom dalk onreg aangedoen nie. Nee, maar dis sy eie skuld. Sê my, hoekom het hy haar alleen na Bog gehou en nooit laat skool toe gaan nie, hè? Ja, 'n mens moet die saak in daardie lig beskou. Ag, nou ja. Ek hou niks van die uitgekom op sy gesig nie. Hy moes daarom baie erg gewees het oor die kant.
Ag, toe maar, stil Ekskuus. maar. Moenie huil nie. Toe maar. Ekskuus, ek het... Daar sy. Hier. Ai, Toe nou maar my kleintjie. Eindstasie! hy is groot. Natuurlik is dit groot. En nou, Heidi, hoe lyk dit my jy's tog so 'n bietjie verras oor Frankfurt, hè? Kom ons loop. Terwyl Heidi deur Frankfurt se strate loop, wag Clara Seseman ongeduldig dat die klein dogtertjie wat haar in die toekoms gaan geselskap hou, moet kom. Clara is meneer Seseman die handelaar se enigste dogter. Toe sy 'n klein dogtertjie was, het sy kinderverlamming opgedoen en sedertdien moes sy in 'n reistool sit. Dit vat so lank. Dit voel vir my die tyd wil nie verbygaan nie. Miskien het die horlosie gaan staan. Sy moes tog al lank al hier gewees het. Ek verstaan dit nie. Clara, jy begin nou so stadig aan my klink soos 'n plaat wat vashak. Jy sê aanhoudend dieselfde ding. Kan jy nie aan iets anders dink nie? Nee. Ek wil nie lastig wees nie, maar sal u weet of ek juffrou Rottenmeier nog so laat kan steur? Ek weet glad nie. U sien ek het juffrou Rottenmeier beloof om die kind te bring. Sal u weet of sy tuis is vanmiddag miskien? Gaan vra liewer vir Sebastian. Hy is beslis by die huis. Hy sal weet. Goed as u so dink. Dankie. Heidi, kom. Wat's dit nou? Is jy bang? Jy is skoon spraakloos van verwondering. Die familie Seseman is een van die rykste families in Frankfurt. Jy is sekerlik van hulle is baie gawe mense. Gaan ek hier bly? Waarmee kan ek u dien? Ek wil met juffrou Rottenmeier praat. Weet jy of sy dalk tuis is? Dis moeilik om te antwoord. Hoeso? Dit spyt my. U sal nog 'n keer met lui en juffrou Tinet vra. Ja, wat kan ek vir u doen, dame?
Ek wil graag met juffrou Rottenmeier praat. My naam is Dete en ek het 'n afspraak met juffrou Rottenmeier. Sal jy haar asseblief sê dat ek hier is? Nou maar goed. Ag, kom ons gaan liewer huis toe. Ag, moet tog nie sulke bog praat nie, Heidi. Ons kan nie nou teruggaan. Jy kan nie dit dan nie verstaan nie. Sy verwag die dame. Baie dankie. Dis baie vriendelik van u. Toe gaan nou in 'n gedrag vir jou, hoor, Heidi. Wees nou hoflik. As iemand jou iets vra, dan antwoord jy. En as jy goeiedag sê, dan buig jy. Dan moenie in jou neus krap nie. Juffrou Dete is hier. Uiteindelik. Hier is jy nou. Ja, Dis Heidi, my nig. Goeiedag. Ek het u van haar vertel. Ons het sopas eers hier aangekom. Waarna staar jy? Moenie so staan asof jy vasgenaal is nie. Sê tog nou iets. Sy bly stil. Hier praat net een Ja, persoon. natuurlik. Ek is jammer. As jy nou kan praat, kan jy my sê wat jou naam is? Heidi. Genade, wat 'n naam. Dis nie jou naam nie. Watter naam het hulle jou gegee toe jy gedoop is? En as jy nie omgee nie, juffrou, sal jy dalk so vriendelik wees om vir my te sê wat jou regte naam is? Ek het mos al klaar gesê. Genade, om so met my te praat. Is die kind nie heeltemal reg aan die kop nie, of is hy net ongemanierd, onbeskof en parmantig? Sy's net 'n bietjie bang op die oomblik. Miskien kan ek dalk hierdie keer maar vir haar antwoord. U sien sy's glad nie aan so 'n omgewing gewoond nie. Sy's nie onbeskof of ongemanierd nie. Sy sê net altyd presies wat sy dink. Heidi het sover ek weet nog nooit gejok nie. Hoekom stamp tannie so? Maar natuurlik het Heidi ook 'n doopnaam. Haar naam is Adelheid. Sy's na haar moeder vernoem, na my oorlede suster Adelheid. Maar ons het haar nooit so genoem nie, daarom ken sy dit nie. Heidi is makliker en korter om te sê. Ek verstaan, ja. 'n Baie mooi naam. O ja, Ek kan nie help om te vra nie, maar het jy my nie verkeerd verstaan nie? verkeerd verstaan. Ja, ek soek 'n speelmaat van Clara se ouderdom. Sy kan tog nie 12 wees nie. Ek het tog uitdruklik gesê dat ek iemand soek wat in staat is om saam met Clara te studeer, wat op dieselfde intellektuele vlak is. Maar dit is sy beslis. Heidi begryp baie vinnig. Sy's 'n buitengewone slim kind en baie lewendig. Ek weet sy's 'n bietjie klein, maar dit is misleidend. Ek weet nie presies nie. Ek dink sy's omtrent so 10 jaar of... Maar ek weet hoe oud. Oupa het gesê ek is 8 jaar oud. Genade, die kind is net 8 jaar oud. Dis verskriklik. Moet tog nie altyd sulke twak praat nie. Is dit dan sleg as 'n mens 8 is? Dete, sy is 4 jaar jonger as Clara. Wat sal die twee met mekaar gemeen hê? Maar Heidi is besonder slim vir haar ouderdom, regtig. Sê my, watter boek het jy gebruik om uit te leer lees? Ek het nog nooit 'n boek gehad nie. Ek dink ek gaan beroerte kry. Wil jy daarmee te kenne gee dat jy nie kan lees of skryf nie? Peter kan ook nie Heidi, wat lees se nie. Hy het al onsin praat jy skool nou? toe Blik op gegaan. stil. Jy het nog nooit skool toe gegaan nie. Ek glo dit nie, kind. Jy kan tog sekerlik nie die waarheid praat nie. En so iets in ons huis. Wat sal van die wêreld word met sulke onbeskaafde mense? Het jy al ooit iets in jou lewe geleer? O ja, ek kan ek kan deur my vingers vlieg en ek kan bokke melk en ek kan bokke oppas en ek kan Genade. Dis geen wonder dat ek hoofpyn het nie. Ek wil nou net weet hoekom het jy hierdie kind hoegenaamd hierin gebring, Dete? Omdat Heidi presies net so is soos die dogtertjie wat u vir Clara soek. Dis in elk geval hoe jy haar vir my beskryf het. Dis nie waar nie. O ja, u het wel. U soek 'n dogtertjie met 'n goeie karakter. Sy moet goed opgevoed wees, nie jok nie, vinnig begryp en 'n maat vir Clara wees. En hierdie beskrywing pas presies by Heidi. U moet haar net eers 'n rukkie ken en 'n bietjie met haar gesels en dan sal jy self sien dat ek reg is. Ek is jammer, ek moet gaan. My baas wag vir my. Want ek kom weer oor 'n paar dae terug om te kom kyk hoe dit gaan.
Waag jy dit om te loop en die kind eenvoudig hier te los? Dit kom dadelik terug. Tannie Dete het haar alleen gelaat in hierdie vreemde groot huis met die vreemde dogtertjie en met juffrou Rottenmeier wat aanhoudend genade sê. Clara was baie gaaf, maar die ander, wat van hulle? Heidi het vir die eerste keer in haar lewe baie eensaam gevoel. Daar is so baie mense in hierdie groot stad, maar sy ken niemand behalwe Tannie Dete nie. Frankfurt. Hoe sou Heidi van hier af die berge sien waarvoor sy so lief is? Die huis, die groot kroonkandelare, dit alles maak haar bang. Die baie virke en messe op die tafel, die wit tafeldoek, die vermaanings en verduidelikings van juffrou Rottenmeier, alles was ongewoon en nuut vir Heidi. Daar is Tinet, die diensmeisie, wat altyd by Clara oor Sebastian, die bediende, kla. En daar is natuurlik Clara. Sal Clara ooit so 'n goeie maat soos Peter kan wees? Heidi het daaroor gedink en 'n besluit geneem, maar daarvan vertel ons julle volgende keer.